Welcome again to Are We Relevant? Today's program featuring some of the sermons preached in last decade. For more information, log on to our website www.arewerelevant.co.za. Now here is today's program. En as mense wat gevra het, maar waar kom ek aan hierdie verskriklike vers? Waar kom ek aan so vers? Hoe Nels, hoe waag jy dit om uit jou mond uit so iets te sê van God? Maar die boosheid van die mens op die aarde groot was en nog steeds is, broer en suster. As u na die wêreld vandag kyk, kan u nie vir my sê dat dit 'n goeie wêreld is wat ons in leef nie, dat almal God hier nie, dat u naam Onse Vader wat in die hemel is, dat u naam geheilig word soos in die hemels op die aarde. Sy naam word nie geheilig nie. Die wêreld is boos daar buite. Hulle is daar om Jesus en sy kinders aan te val. Hulle is daar om, Jesus kom na Paulus toe, hy sê vir Paulus, waarom vervolg jy my? Het Paulus vir Jesus doodgemaak? Sê vir my, het Paulus Jesus doodgemaak? Nee. Maar as jy aan 'n kind van God raak en jy sit hom in 'n tronk in 'n vervolgde land, raak jy aan Jesus. Dan is ons besig om Jesus dood te maak. As ons hierdie kerk toemaak, dan het ons Jesus doodgemaak op hierdie terrein wat hier is. As ons iemand verhinder om by sy werk oor Jesus te praat, dan verhinder ons Jesus om vrylik te kan ingaan kry by hy werk. As jy weier om te praat, dan is jy besig om Jesus weg te hou van iemand. Ja, Jesus is nie meer welkom nie. Jakobus 4 vers 5, nou hierso. Daar staan, of meen julle dat die skrifte vergeefs sê, onthou, hulle praat van die Bybel het dit gesê. Dit is in die woord gewees. So hulle het gepraat van die Ou Testament. Okay? Met jaloersheid begeer die gees wat in ons woon. Nou, jy sal sien die gees is met hoofletter. Die nuwe vertalings en al die ander vertalings het om kleinletter. As ek terugvat na waar die skepping plaasgevind het, wat wou God bereik het? Wat was God se plan geweest? Wat het hy gedoen? Wat was sy gedagtes geweest oor hierdie wêreld? Dan sal jy sien dat hulle in die Bybel 'n hele paar keer sê, en God sê, ek is 'n jaloerse God. Elohim word, weet nie hoeveel keer weer, so ons kom agter dat Genesis 1 is die een wat gaan van die God, wat gesê het, kyk, ek spreek, ek laat dinge gebeur, dit was goed, dit was so. Dit het geword soos wat ek gesê het. Die hele hoofstuk 1, broer en suster, gaan om God te verheerlik. Hy is die hoofspeler in hoofstuk 1. Hy is die een wat die gordyn oopgemaak het vir die mens. En gesê het, kyk, ek is die almagtige, ek is die alwyse, ek is die een wat verheerlik moet word, ek is die een wat groter is as enige ander God. Ek spreek net en dinge gebeur soos wat ek dit wil hê. Ek maak iets wat ek wil hê moet so wees. En dan gaan hy aan, en hy sê, dit was goed. Dit was goed gewees, 7 keer op. Dit was goed gewees. Die spreker wat daar praat, bring dit op, en hy gaan al hoor, dit was goed en dit was goed. En tot die klimaks bereik, en God kyk na die skepping, en hy sê, dis baie goed. Dis baie goed. En daar eindig ons hoofstuk 1. Dit gaan net oor die skepping, dit staan om God te introduce. Dis ek wat besluit het. Ek het besluit en sê, kom ons maak die aarde. Dis nie jou storie nie. Dis nie my storie nie. Dis nie die kerk se storie nie. Dit is nie opgemaak deur skrywers nie. Dis nie poëtiese skryfwerk nie, dis geskiedenis. En vele mense het dit al probeer verkeerd bewys, maar kom terug na God. Kom hulle terug. Hy kom, staan vir jou en sê, kykie, ek praat en dit word, ek skep en dit word, ek doen en vorm en dit word. Ek is die almagtige, niemand voor my kon dit gedoen het nie. Ek is, en dan gaan hy homself voorstel in hoofstuk 2, stel hy homself voor, Jehovah. God, Here. Hy is, Jehovah beteken die een wat van altyd af bestaan. Daar is nie God, Elohim beteken gode, of het is die God, kom ons maak dit, maar Jehovah sê, ek is die Jehovah van alle gode wat daar bestaan. Ek was en ek is. Hy kom na Moses toe en Moses staan so, hy sê, Here, wie moet ek sê het u my gestuur? Sê ek is.
is jou lewe. Ek is jou skepper. Ek is jou wat in die lewe hou. Jy is voor my net so klein. Ek kan jou vernietig in een asem. Jy is veronderstel om vir jare vir my te sê, heilig, heilig, heilig is ek. En hy kom en hy stel homself as Jehovah, maar 'n mis het opgekom. Nou kyk nou mooi. 'n mis het opgekom in die hele aarde, word hom bevochtig. Here God. Nou daai Here God is Jehovah. God het die mens geformeer uit die stof. Nou stel hy hom voor. Eerste een was Elohim. Elohim in die skepping het net gesê, kyk wat ek kan doen. En nou staan hy op en sê, kyk nou wat ek gedoen het. Nou praat ek met jou as mens. En weet jy wat so mooi? God het gesê, laat die aarde dit wees, laat dit daar wees, laat dit daar wees. En toe hy die mens begin doen, ek wil vir jou prentjie skep van hierdie groot God. Wees met my vandag. Toe kom hy daar en sê, kom ons maak. Hy het net gespreek, bome, bossies, diere, voëls, visse. En toe roep hy die drie enige God, Elohim, Jehovah, Vader, Seun en Heilige Gees. Kom ons vorm, nie spreek nie. Kom ons vorm iets na ons beeld. Maar jy sal sien dat die diere is ook so gevorm. In Genesis 2, uit klei. Maar wat maak die verskil? Twee skeppings, die klei liggaam. En dan kom hy. En die Here God het die mens geformeer uit stof en die aarde. En in sy neus, dit moet jy nou nie vergeet nie. In sy neus die asem van die lewe geblaas. Die asem van die lewe. God alleen is die asem van die lewe. Die asem van die lewe wat daar was, hy is die een wat asem gee. Hy is die een wat vir Adam die longe gegee het, laat die longe begin asemhaal. En normaal, hy het lewe gegee. Maar so het hy ook vir die diere gegee. Hy het lewe gegee aan al die diere, dat hulle leef, en asemhaal. Maar daar is 'n verskil. En sy neus die asem van die lewe was so die mens dan 'n lewende siel geword. God het sy gees in hom ingesit. Ons is geestelike mens. Ons kan dink soos God. Ons kan redeneer soos God. Ons kan skep soos God. Jy daar skep ek jou, maar daar is 'n verskil tussen hom en die diere. God het vir hom gegee 'n vrye afhanklikheid. 'n vrye afhanklikheid. Wat beteken broer en suster? Hy is vry. Hy kan lief hê. Hy kan doen soos wat hy wil. Maar hy is nog steeds afhanklik. Dis wat die mens was in die tuin, was afhanklik. En God het sê, daar is vir jou kossies. Daar is vir dit, daar is vir dit. En wil dat jy die prentjie mooi sien, dat God het toe die mens gemaak, en het hulle geformeer. Hy het dit uit die been uitgemaak, van die rib, en hy het die mens formeer. Hy het sy gees in hulle geblaas, hy is verskil. Daarom sê hy, hoe, as ons het terugvat na die eerste vers toe, en ons vat na Jakobus toe, en hy sê hierdie verse, hy sê, so verlang God se gees. So begeer sy gees. Die gees wat in ons, die God consciousness, die konsep van God is in jou ingeblaas, daar by die skepping. En nooit sal dit uitgaan nie. Want mense soek in 'n klip en 'n son aanbid. Hulle aanbid enige iets. Daarom het God dit in jou geblaas, om terug te kom na God toe. Jy is afhanklik, Adam, Eva, jy is afhanklik van my, kom terug na my toe. Ek is jou maker, ek het my asem, my beeld is in jou. Hier sit ek vir jou met oop arms, Adam, Eva, kom groet my. Kom sê vir my, ek is jou skepper. Kom ons kyk vir maar nou, Here, hier is vir ons die Vader, ons is die klein. U het ons geformeer, ons almal, nou onthou u, Here het hulle gemaak. Dan is hy nou verder gaan, dan sê in Romeine, of het die pottebakker nie die mag oor die klein, stop hom net aan mark. Ek wil dat jy besef, dat as God besluit, iets is nie goed nie, dan kan hy daarmee weg. Hy het die reg. Dis sy story. Dis his story. History is his story. Dis nie jou story nie. God het jou gebruik om iets te doen. God het 'n doel vir jou. Daarom is jy deel van dit. God het van die skepping af, wat hy iets beplan. En dis sy plan, dis sy potte, dis sy klei.
En as hy nie hou daarvan, dan gaan hy dit wegneem. En as jy in God in opstand kom, dan tot vandag toe nog begeer sy gees om terug te gaan na jou. Sy gees begeer soos wat jy sit om in jou te kom en sê, hier is ek, vat my as jou skepper, volg my in die tuin. Ek het vir jou rus. Ek het vir jou vrede. Dis wat God wou sê, maar toe kom die klein opstand. Jeremia sê vir die mense, sê, en God het vir Jeremia gesê, gaan sê vir die volk, ek het 'n plan wat ek met hulle gaan doen, ek gaan 'n ballingskap laat gaan, as hulle nie dit doen nie, toe sê die volk, ons sal doen wat ons wil doen. Jy sien wat is die mens? Na die sondeval, wat het gebeur? Toe sê die Here, hy het wysheid vir Adam gegee, en bo oor die diere is Adam gestel. Hy het vir Adam gesê, jy kan die diere die name noem. Hy is slimmer as die diere. En hier kom die vrou in die tuin, en 'n slang praat met haar. Die enigste iemand wat die wysheid gehad het, wat God omgee om met God te praat, is die mens. En hier kom 'n dier, en hy stel hom bo in die mens se wysheid. En hy sê vir Eva, weet jy wat, God is net jaloers. Hy weet julle gaan soos hy word. Hy is bang julle word soos hy. En hier begin hy hom stel bokant alle diere. En toe hy sondig in die sondeval kom, toe is hulle naken van die sonde, naken van God af weg, naken ewe skielik, toe sy hy vrug eet, toe sê hy, waar is julle? Toe sê Here, ons is naken van God af weg. Naken vol sonde binnekant. Binnekant is ons besig om te verrot toe van daai oomblik af. Die dood van die siel van die mens wat besig is om dood te gaan. Weg van God af. Ewe skielik, toe ken hy goed van kwaad. Daar was goed, God is die een wat goed is, nou is ek in die kwaad. En ek word deur die kwaad gelei. Dis omdat ons in 'n wêreld is wat vol siekte en dinge is. Ons word deur die kwaad en siekte en goed gelei wat deur die sondeval gebeur het. Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot is, en al die versinsels, nou daai versinsels van sy gedagtes wat hy hard gedink het, beteken, al wat die mens aandink, eindig op sleg. En hy sê sy versinsel, hy kan net sleg dink. Hy dink nie meer goeie dinge nie. En luister, dit is wat die skokkende een. Het dit Here berou, dat hy die mens op aarde gemaak het, en daar was smart in sy hart. Het jy self, iemand wat jy lief gehad, sy rug op jou gedraai, gesê nee. 'n vriend van jou wat baie jare lank 'n vriend van jou wat, en jy miskien sê, ek wil nie meer jou vriend wees nie. Ek het ander vriende ontdek wat beter as jy is. Het jy al 'n kind gehad wat vir jou gesê, pa, ek wil nie meer jou kind wees nie. En hy het weggeloop en sy rug op jou gedraai, en die deur hard toegesluit. Hoe het jy gevoel? Dis wat hy gevoel het. Toe ons mens, ons rug op hom draai. En toe begin ons by Genesis 8, kyk nou wat het gebeur. Hier kom, Here was kwaad, Here was woedend. En hy bring die vloed om alles van vooraf weg te was. Ek begin van vooraf 'n nuwe skepping. En ewe skielik ryk hy iets wat Noag toe opoffer na hom. En hy ryk. Dit is 'n reuk van sondevergifnis. Dit is 'n reuk van sondebelydenis. Dit is 'n reuk wat vir God tot vandag toe nog 'n reuk is, wat in sy neus opgaan, wat hy hom opgewonde maak, en sê, waaragtig, dit is my kind wat teruggekom. God wil hê, jy moet hom elke dag eer, en enigiets wat jy meer doen as wat hy, is vir hom 'n reuk van die dood. En toe kom hy, toe sê hy, luister al wat sê hy weer, lieflike geur, en die Here het in sy hart gesê, ek sal die aarde verder nie meer vervloek nie, terwille van die mens nie. Want hoekom nie? Want die versinsels van die mens se hart is sleg van sy jeug af. En ek sal verder nie meer lewende wesens tref soos ek gedoen het nie. Van nou af sal die dae van Here saaityd, oestyd, nou wat is daar gebeur? Die aarde se atmosfeer was altyd dieselfde. Daar was nie winter en somer voor die tyd nie. Daar was nie reën nie. Die mense het nie reën geken en ewe skielik. Toe sê God, nou dat jy gesondig het, nou dat jy my so ver gedryf het, gaan ek vir jou moeilikheid gee. Jy gaan weet dat ek God is. As jy koud kry en jy wil 'n jassie soek,
En jy soek hy trui en jy sê, maar is dit koud vandaan? As jy 'n verkoue kry oor die winter, dan sê God, dit is vir jou. Wat ek dit doen, dat jy my onthou van jou sonde, van deur die tyd. Dis omdat dit koue winters en somers is, maar as ook oestye en saaitye, wat ons kan oes, wat die Here vir ons gee. Hy laat ons nie alleen nie, hy los nog steeds vir ons iets wat ons kan doen. Maar luister wat het toe gebeur. Hy het weer geskep, soos in Adam en Eva. Ek sal vir julle die aarde gee, ek sal vir julle gaan menigvuldig, 'n nuwe skepping. God skep weer 'n nuwe ding. We gaan van voor af. Ek gee vir die aarde, dit was woes, gaan plant nou, ek gee vir julle dit aan julle, dit moet so doen. En kyk wat sê van, en God het Noag en sy seun geseën, en aan hulle gesê, wees vrugbaar, vermeerder op die aarde. Het hy nie dit ook vir Adam en Eva gesê nie? Kan u sien dat God 'n skepping weer van voor af weer begin het? Sê, kom ons probeer weer. Kom ons kyk of hulle nie nou my gaan loof nie. Kom ons kyk of hierdie 8 mense my as God gaan sien. Dan kom ons by Jakobus weer uit. 4, 5 en 8. Of meen jy laat die skrifte vergees met jaloersheid begeer die gees van jou inwoord. Daai gees wat God in jou ingeblaas het, wat jy verwerp het. Hy wil so graag jou tempel, jou liggaam as 'n tempel om in te woon. Hy wil hê dat jy nou met hom toe kom en sê, Here, kom in my lewe in. Neem my oor. Hy is jaloers daaroor dat jy iemand anders te meer dien is vir hom. Laat die TV meer plek kry is vir hom. Laat jou girlfriend, jou vrou meer tyd kry. Jou kar sal gewas ry en die polisie wat die elke Sondag om polies en sprei. Hy is jaloers daaroor. Maar hy gee groter genade. Nou is daar genade na Jesus se kruisdood en opstanding, is daar genade. Nou hou God so soort van sy toorn terug, want uit sy toorn op een persoon wat afkom, sy woede, was op Jesus. Nou sê gemeente van God weerstaan na die hoogmoedigheid. Jy sien, hy sê dit maar weerstaan, ek sal dit verdra, ek verdra dit maar. En die Heilige Gees gee hy genade. In Jakobus 4 vers 5 tot 7, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel, jy moet na God toe kom. Hy het na jou toe gekom van die skepping af, het hy gekom. Ek wil jou maak, toe kom hy die laaste keer na jou toe in Jesus, en hy sê, dit is wat ek wil hê, ek gee jou autoriteit, ek gee vir jou 'n skoon lewe, maar jy moet dan toe kom. Onderwerp julle aan hom, weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. As jy baie versoek word deur die duiwel, dan weet jy, jy's 'n kind van God, maar hy sê, jy het die autoriteit. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Hy is nie skaam om dit te doen nie. Reinig julle hande. Jy mag nie meer sonde doen en sonde gaan doen as prins nie. Jy weet wat is daai prins wat jy doen. Kan jy verstaan wat ek vir jou gesê het? In die begin het God gekom en hy het sy neus, sy asem in die mense ingeblaas. Hy het weer 'n nuwe skepping gemaak. Hy het sê, dis nou net. Kyk mooi. Dink maar dit julle dis stukkie. En Jesus sê toe weer, hy staan by die kamer, hy het opgestaan en hom gesien, en is wonderbaarlik om Jesus toe weer vir hulle vrede. Hy seën hulle toe weer. Want hy, toe alles goed was het, hy mense sien het hy hulle geseën. Okay? Sy nuwe skepping. Toe Noag uitgestap het, het hy sy vrede vir julle. Hy het hulle geseën. Hulle sê het hulle geseën. En hier kom Jesus en hy sê, vrede vir julle, soos my Vader Jehovah my gestuur het, stuur ek ook vir julle. Nou het hy 'n taak vir jou en my. Net soos wat Adam en Eva. Net soos 'n nuwe skepping. Broer en suster, verstaan u wat daar gebeur? En nadat hy dit sê, toe blaas hy sy asem op hulle uit. Wat beteken dit? Dis 'n nuwe skepping. Dis 'n nuwe generasie, dis 'n nuwe testament. Nou skep ek 'n nuwe en ek stuur my Heilige Gees saam met jou. Hierdie keer is my Heilige Gees in jou, nie oor jou nie. Hy is nou in jou. Hy sal jou bewaar, hy sal jou trooster wees, hy sal jou bewaar en vir jou sê wat is sondig en nie sondig nie. Hy sal vir die regte pad. Johannes 14 en 16 sê hy sal vir alles vertel wat ek wil. Hy sal my naam verheerlik. Wie se eie naam? Die Heilige Gees sal my naam, Jesus, verheerlik. Die Heilige Gees is daar. Hy's daar om vir ons meer en meer soos Jesus te maak. Hy's om daar om vir jou te vertel wat Jesus vir jou wil sê. Nou help hy ons soos 'n judge, soos 'n regter, soos 'n advokaat,
staan hy parakletos agter mekaar, staan hy langs aan jou. Nou het jy authority oor die duiwel en al sy plannetjies. Nou kan jy sê, Here, in die naam van Jesus, bid ek vir my ouma. Jy kan dit nou vat vir jou. Ek stuur jou uit soos die Vader my gestuur. Kyk wat gebeur, die rukwind is daar. Toe hulle daar kom, is daar 'n rukwind, hy ruk alles in die kamer, en toe hy kom, toe ruk hy mense se lewens deur mekaar, toe hulle uitkom, toe spreek, toe kom 3000 tot bekering. Hoekom? Want nou is God aan die werk. Hy is saam met ons. Hy is die generaal wat voor in die oorlog loop. Hy loop reg voor jou, en jy loop agter hom, en hy is die een wat veg vir jou. Maar jy moet aansluit. Jy moet aanteken en sê, Here, hier is ek. Ek teken vandag aan, ek los my ou lewe, ek volg 'n nuwe lewe, bekeer julle tog nader tot God. En dan wil ek die laaste stuk. Elohim, Jehovah. Dit gaan oor nie oor jou of my. Dis nie jou storie nie. Dis nie jou lewe nie. Jy moet inkom met sy lewe. Dit is hy wat geskep het. Dis hy wat net kan vernietig. Dis hy wat die aarde kan vernietig. Maar deur die genade wat aan ons voorgekom het van Jesus af, is dit nou vir jou. Dat jy hom kan vat en sê, hy is my Elohim. Hy is my God. Hy is die wat besit van my kan vat. En is nog steeds wat hy wil doen in jou lewe. Hy wil jou Elohim wees. Hy wil jou Jehovah wees, jou enigste. Hy wag vir jou om saam met hom in sy tyd te laat. Our prayer is that you have been blessed and encouraged by this sermon. You can contact us via our website or Facebook page. Please share a testimony on how this sermon has blessed you.